Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein en ons doen vandag weer ons voorlesing uit die Bybel uit en ons lees verder vanaf Genesis 7 vers 1 tot Genesis 8 vers 22. Groot vloedwaters oorstroom die aarde. Toe alles klaar was, sê die Here vir Noag, nou moet jy en jou hele huisgesin in die skip ingaan, want ek het gesien, jy is die enigste mens op die hele wêreld wat reg lewe. Van elke soort dier wat geëet kan word, moet jy 7 mannetjies en 7 wyfies in die skip vat, en van die soorte wat nie geëet kan word nie, moet net 1 mannetjie en 1 wyfie. Van die voëls moet jy ook 7 mannetjies en 7 wyfies van elke soort vat. Op die manier sal daar van elke diersoort en elke voëlsoort aan die lewe bly om weer op die aarde te kan aanteel. Oor 7 dae gaan ek dit 40 dae lank sonder jou ophou en op die aarde laat reën. Ek gaan al die mense en die diere wat ek gemaak het op die wêreld vernietig. Noag het toe alles gedoen, presies soos die Here vir hom gesê het. Noag was 600 jaar oud, toe die groot vloedwater die wêreld oorstroom het. Hy en sy vrou en sy seuns het saam met hulle vrouens het toe ook in die skip ingegaan en om uit die vloedwater te kan ontsnap van al die diere wat geëet kan word en van die wat nie geëet kan word nie, en van die kleiner diertjies en die voëls, het 'n mannetjie en 'n wyfie van elke soort gekom en saam met Noag in die skip ingegaan, soos God hom beveel het. 7 dae later het die vloedwater die wêreld begin oorstroom. Dit was in Noag se 600ste lewensjaar, op die 17de dag van die 2de maand, toe die onderaardse water skielik oral begin uitstroom het. Op dieselfde oomblik het dit ook begin reën. Dit was 'n wolkbreed, asof die sluise van die hemel almal oopgetrek is. Dit het 40 dae lank so gereën, dag en nag aan mekaar. Die dag toe dit begin reën het, was Noag reeds in die skip, saam met sy vrou en hulle 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, en hulle vrouens. By hulle in die skip was daar van al die soorte diere, mak en wilde diere, en ook die klein diertjies. Van alles wat leef, was daar 'n mannetjie en 'n wyfie, saam met Noag in die skip, soos God beveel het. Die Here het self die deur van die skip toegesluit, toe Noag hulle binnekant was. 40 dae lank het dit so gereën en die onderaardse water het ook uit die grond uitgekom. Toe die water hoër opstoot, het die skip begin dryf. Die water het al dieper en dieper oor die aarde geword en die skip het bo-op rondgedryf. Die vloedwater het so hoog opgestoot dat al die berge later toe was, maar die water het nog dieper geword totdat dit omtrent 7 meter bo kan die hoogste bergtoppe was. Alles wat op die aarde gelewe het, is toe ook dood. Al die voëls, al die soorte diere en ook die mense, elke lewendige ding wat kon asemhaal het, is dood. So het God alles wat op die wêreld gelewe het tot niet gemaak. Mense en dier en ook die klein diertjies en die voëls, alles is vernietig. Dit was net Noag en die by hom in die skip wat nog gelewe het. 'n hele 150 dae lank was die aarde onder water gewees. Hoofstuk 8. Na die vloedwater gaan die lewe weer aan. Maar God het Noag en al die diere wat by hom in die ark was, onderhou. Daarom het hy 'n wind oor die water laat waai, wat al die water laat sak het. Die wolkbreek was verby en die onderaardse water het ook opgehou uitstroom. Die water het nog 150 dae geneem om weg te sak. Op die 17de dag van die 7de maand het die skip op die Araratberge bly vassteek. Die water het stadig aangesak en teen die begin van die 10de maand kon 'n mens al die bergpunte sien uitsteek. Na 40 dae het Noag die skip se venster oopgemaak en 'n kraai laat uitvlieg, maar die kraai het buitekant rondgevlieg totdat die water op die grond opgedroog het. Toe laat Noag 'n duif uitvlieg om te sien of die water al gesak het, maar die duif kon nie 'n plek kry om te gaan sit nie, omdat die water nog te hoog was. Daarom het hy teruggevlieg na Noag toe. Noag het sy hand uitgesteek en die duif gevat en hom weer in die skip ingebring. Toe wag hy 'n week en laat weer die duif uitvlieg. Teen sononder het die duif teruggekom met 'n vars olyfblaar in sy bek. Dit het vir Noag gewys dat die water al heelwat gesak het. Noag het toe nog 'n week gewag en die duif het weer uitgevlieg. Hierdie keer het die duif nie teruggekom nie. Op die eerste dag van die eerste maand was daar nie meer water op die grond nie. Noag was toe 601 jaar oud. Toe Noag die dak van die skip oopskuif, kon hy sien dat die grond bo-op begin droog word het. Op die 27ste dag van die 2de maand was die grond heeltemal gedroog. Toe sê God vir Noag: "Nou kan jy en jou mense maar uit die skip gaan.
laat al die diere en al die voëls en die kleiner diertjies ook nou uitgaan. Hulle moet nou weer aanteel, sodat daar baie van hulle kan wees en dat hulle oral oor die aarde kan versprei. So het Noag en sy vrou en sy seuns en hulle vrouens uit die skip uitgekom. Al die diere het ook uitgekom, al die verskillende soorte groot diere en die klein diertjies en die voëls wat in die skip was. Toe bou Noag 'n altaar om die Here te aanbid. Hy het van elke soort dier en elke soort voël wat geoffer kan word, heen gevat en hulle op die altaar verbrand om hulle te offer. Die Here was bly oor hierdie offer en hy het in sy hart gesê, ek sal nie weer alles wat leef en vernietig soos ek nou gedoen het nie. Ek sal ook nie weer die wêreld vervloek oor wat die mens gedoen het nie, want 'n mens se gedagtes is van kleins af sleg. Nou van al die seisoene so aanhou, so lank as wat die wêreld daar is, daar sal saaityd en oestyd wees, koue en warmte, somer en winter en dag en nag. Ons lees tot sover. Baie dankie dat julle ingeskakel het en wees geseënd en 'n mooi dag vir julle verder.